Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Genade en vrede vir julle van ons sagmoedige God, wat vir ons rus gee. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek in wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en
vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Goeiemôre gemeente en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons wil vir julle in die eerste plek dankie sê vir julle ondersteuning, vir al ons bazaarprojekte wat ons aan die gang het, vir dit wat julle vir ons bydra, dat julle kom kerk en reis saam met ons eet het. Dit was altyd lekker om julle almal te kon sien en sommer net so klein bietjie te kan gesels, al was dit net deur die venster. Vanoggend gaan ons so klein bietjie wandel in Psalm 46, maar voor ons dit begin doen, wil ek eers die kinders bietjie nader nooi. Ek vermoed die meeste van die kinders en eintlik groot mense sal ook weet wat hierdie ding is. Ek kan nou nie so nie, gewoonlik as hy nou 'n bietjie meer geuntangle is die woord wat ons kan gebruik, nee. Ons almal het seker een van hierdie wat by die huis rond lê, wat so 'n bietjie gekoek is. En ons moet nou maar eerlik wees, dis nie so maklik om hom te ontkoek nie, as mens dit nou so kan noem. As jy hom eers gekoek kry, help dit nou nie, jy is in frustrasie en jy ruk en pluk en jy trek hom rond nie. Al wanneer jy werklik hierdie slienkie, soos ons dit in ons huis noem, ek kan untangle of ontkoek, is wanneer jy rustig sit, geduldig, diep asemhaal en hom stukkie vir stukkie uitmekaar uittrek. Nou dit is die lekkerste van die slienkie ding, ek dink die meeste van hulle kan 'n mens kry ontkoek, maar dit vat tyd en rustigheid. Nou die wonder is, dat ons lewe ook maar eintlik so is. In ons lewe dan voel dit partykeer of ons so besig is met 'n klomp goeters en dat dit eintlik maar chaos is. En dat dit voel of alles in ons lewe ook maar gekoek is. En ons dit net nie kan regkry nie. Ons is baie keer so haastig met dinge in ons lewe, dat ons sukkel om die chaos sin te maak van dit wat ons aangaan. Ons sukkel om ons harte, ons koppe bymekaar te kry. Maar wanneer ons stil word, wanneer ons bietjie rustig raak, en veral in ons geloofslewe, wanneer ons tyd saam met die Here in stilte spandeer, dan hoor ons sy stem. Dan kan ons stil word, rustig word, en dan sien ons gewoonlik dinge sommer beter. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Liewe Heer, dankie dat ons vanoggend weer op hierdie manier ook by mekaar kan kom. Dat ons kan stil word. Dat ons die stem kan hoor. Heer, dankie dat ons weer bewus kan word dat al is die lewe hier om ons chaos, al voel dit asof alles in ons lewe gekoek is, getangle is. Heer, dat ons kan weet dat U altyd daar is. Heer, dat U daar is om vir ons te luister. Heer, gee dat ons vanoggend ook weer sal stil word, waar ons die woord gaan oopmaak, dat ons werklik sal luister wat U vir ons wil sê. Alles wat om ons aan die gang is, alles wat ons nie verstaan nie, alles wat sommer net chaoties is. Maak ons harte, ons koppe stil, sodat ons werklik vanoggend U stem kan hoor. Amen. Ons lees vanoggend uit Psalm 46 uit. Ek wil julle uitnooi om julle Bybels daar oop te maak. Kindertjies kan ook dit oopmaak. Ons almal kan saam lees uit Psalm 46. Nou Psalm 46 is eintlik bekend gemaak deur een van ons kerkvaders, Luther, toe hy die besonderse melodie by hierdie gedeelte gesit het. Dit wat ons saam gesing het vroeër en ons almal ken dit. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom ons gaan lees saam in Psalm 46. Die opskrif daar, God is vir ons 'n toevlug. Vir die koorleier van die Koragiete, op die wysie van jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see. Al dreis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. In die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help. Nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend. Oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Tot sover. Daar is hierdie baie oulike aanhaling in 'n Japaneese manual, aanwysings. Julle ken mos daai manuals wat daar diep in die kas weggebêre lê. Wat uitkom, elke keer as jy 'n nuwe toestel of iets koop, dan kry jy nou hierdie aanwysings hoe om hierdie ding op te stel, hoe om dit te gebruik op die regte manier. Nou in een van so Japaneese manuals of aanwysings is die heel eerste stap, voor jy eers raak aan die toestel, dan sê dit, arrive at a peaceful state of mind. Nou die Japaneese wat daardie aanwysings geskryf het verstaan, as jy nie eers bedaar en rustig word nie, en jy sommer net hals oor knoppies begin druk en dinge probeer doen, dan gaan jy nêrens kom nie. Om daardie toestel regtig werklik te verstaan, moet jy eers die kennis opdoen. Jy moet eers stil en rustig word om dit te kan inneem, voor jy werklik dit kan gebruik, ofwel regtig goed kan gebruik, waarvoor dit gemaak is. So ook maar die meeste goed in ons lewe. Die chaos neem oor en ons word nie rustig nie, alles moet vinnig gebeur en selfs ons geloofslewe ly daaronder. Ons kan eintlik vir mekaar vanoggend vra, neem die chaos die plek van God in? Of is ons fokus op God en nie op al die chaos rondom ons nie? Nou chaos veroorsaak natuurlik 'n klomp goed. Onsekerheid, twyfel, wanorde, dit laat ons risiko's onnodig neem, dit gee vir ons vrees, spanning, pyn en selfs verwoesting in ons lewens. Chaos is juist dit wat veroorsaak dat ons wegkyk van God af en eerder na die wêreld toe kyk, wat hierdie chaos gewoonlik veroorsaak. Maar chaos is eintlik die teenoorgestelde van wie God is. Hy is 'n God van orde, van vrede, wat alles eintlik te doen het met harmonie en wat wil sin en betekenis in ons lewe gee, wat wil vir ons sekerheid, genesing en lewe in oorvloed gee. As skepper van die heelal het God 'n verstommende orde en harmonie in die skepping ingeskape. En dis hoe ons lewens eintlik bedoel is om te wees. Maar ongelukkig het die sondeval alles uitmekaar uit kom trek en die orde en harmonie in die skepping is daarmee heen. As ek en jy nie mooi oppas nie, sal hierdie chaos ons hele lewe oorneem en ons geloof ondergrawe. Dit sal ons verlam, dat ons niks kan doen in hierdie wêreld nie, niks vir die koninkryk van God nie. As ons lees in Psalm 46, beskryf hierdie digters 3 soorte chaos. En dit word 'n metafoor vir wat elkeen van ons een of ander tyd in ons lewe tog ervaar. Eerste, chaos van die natuur,
die aarde wat pad gee, berge wat skuif, die dieptes van die see in, waters van die see wat verwoestend skuim en klots is die woorde, die berge wat heen en weer skud en die onstuimigheid van die see. Tweedens is daar ook chaos binne in die wêreld, die nasies wat raas, koninkryke wat wankel, oorloë oor die wêreld. En derdens dreig dit ook om God se stad oor te kom. Daar waar God se volk bymekaar is, strome water stroom in. Dit dreig om die stad skade aan te doen. Chaos is oral. Chaos wat dreig om verwoesting en dood te saai. Chaos wat vrede steel. Wat vreugde wegvat. Ons almal ken hierdie tipe chaos. Dit steel ons vrede, dit neem ons lewensvreugde weg, dit maak ons bang. Dit maak ons angstig. In hierdie tyd, die afgelope paar maande, het ons dit soveel meer beleef. Ons het gevoel dat die mat onder ons uitgeruk is. Vir iemand soos ek wat hou van dinge beplan, wat alles voor die tyd reg wil hê, was dit 'n groot spanning, aanpassing vir my gewees. Nou waar daar soveel dinge op 'n slag gebeur, is daar nog meer so. Net wanneer jy dink, jy het nou 'n goeie roetine, verander alles weer van voor af. Jy voel totaal en al of jy net geen meer beheer het nie. Alles is chaos, gekoek soos ons slinkie. Ons kry dit net nie los nie, ons kry dit net nie reg nie. Baie keer in ons lewe is chaos maar eintlik wanneer ons so gejaag is. Ons is eenvoudig te besig, daar is nog so baie dinge wat gedoen moet word, wat moet gebeur, daar's nooit genoeg tyd nie. 'n Klomp van ons is deel van wat die navorsers noem die oorwerkte generasie. Ons werk te veel, ons rus te min, en dit maak ons lewe chaos. Nog meer so in ons land vandag. Ons ervaar hierdie politieke, hierdie ekonomiese chaos, en dan of wat nog dan te praat van ons geloofslewe. In jou geestesoë sien jy hoe dat die berge van onafgehandelde take begin skud en wankel. Jy sien en voel hoe die strome eintlik woes, soos hulle sê, skuim en klotsie om jou. Die strome van al die aandag wat jy verskillende kante van geëis word, en dit voel vir jou of jy in die middel van 'n oorlog is. Die lewe is vir jou een groot geveg. Jy probeer net staanplek kry vir jou voete. En dit bring chaos in jou lewe. Jy voel bedreig. Jy voel uitgelewer of selfs te nagekom. Jy voel of die oormag net te groot is en dit maak jou bang. Maar tog het die chaos nie die finale sê nie. Daar is 'n uitkoms. Daar is geen twyfel aan hierdie uitkoms nie, en hierdie Psalm sommer reg aan die begin beskryf dit vir ons. Dit sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. En dan verder in die Psalm, in vers 12, dan lees ons dit weer, en dit kom eintlik letterlik in elke vers voor. Vers 12 sê, die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Dis asof hierdie digters vir ons wil sê, wag, kyk vir 'n oomblik om jou heen. Kyk wat het God al in sy almag alles gedoen. En hy is nog steeds besig daarmee. Hy beskerm sy volk. Hy beskerm hulle. Hy gee hulle verlossing. Hy het dit nog altyd gedoen, en hy gaan nie nou net ophou nie. Hy is nie weg nie. Hy is hier by ons. Ons het vandag, voel dit vir ons nog meer so, as in hierdie psalme se tyd, nodig om die belydenis met groter erns vas te hou, dat God is. Dit sal ons nog die moed gee om midde in ons ervaring van pyn en van lyding, onder hierdie chaos, nog standvastig te bly staan en die Here te bly dien. Natuurlik vra dit van ons om ernstig voor die Here stil te word en ook vra
dat hy berusting sal bring op hierdie aarde. Met al die moord en die oorlog en alles wat ons in ons land sien, maar reg oor die wêreld. Maar hierdie Psalm herinner ons dat God altyd daar is om te help in nood. Hy neem nie verlof nie, hy is altyd op roep. Ons kan enige tyd met hom kommunikeer deur gebed. Hy sal nooit 'n besige sein hê nie, en die wifi sal nooit afwees nie. Volgens hierdie psalmdigter maak God oorloë bedaar. Hy oorkom die oorlog wat soms binne in ons eie harte woed. Hy maak ons rustig. Hy gee ons vrede deur sy seun Jesus Christus. Ons kan vrede ervaar omdat ons Jesus ken en vertrou. God bedaar oorloë en hy breek pyle en bo. Hy oorkom die dinge in die lewe wat ons wil kom vernietig. Hy oorkom die dinge wat ons skei van sy liefde. Vir ons wat Jesus ken, is hierdie Psalm eintlik 'n kragtige profesie, want ons het gesien hoe hy aarde toe gekom het. Hy het hierdie verlossingswerk hier op aarde voortgesit. Hy was bereid om ons te help in ons sonde, hy is ons toevlug, hy is ons beskerming. Hy het ons verhouding kom herstel met God die enig, en hy is die ware woord Immanuel. God met ons. Hy het die oorlogwapens van die vyand verbreek, met sy krag van liefde en vergifnis. Hy is verhoog bo die nasies. Jesus Christus is ons verlosser. Hy is die een wat die chaos van die eeue kom omdraai het. Hy is die een wat die chaos in ons harte, elkeen van ons harte, ons lewe, kom stilmaak. Hy is die een wat verlossing en vryheid gebring het. Sekerheid, geloof, rigting en hoop. Die toppunt van die Psalm vir ons wat ons met ter harte neem vandag is, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Ons kan probeer om alles op ons eie stoom aan te pak en uit te brand. Of ons kan stil word en onthou dat God in beheer is van ons lewe. Ons kan vooruit hardloop en ons kan hoop dat God agter ons sal aankom en help waar dit nodig is. Of ons kan laat God vooruit loop en agter hom aanloop, met die wete dat hy ons baie gelyk sal maak. Stilte kom voor kennis. Jy kan nie verstaan waarheen God met jou pad is as jy nie eers stil geword het en sy stem gehoor het nie. Eers wanneer jy die kennis, die wysheid van hom gekry het, dan kan jy maar die lewe aanpak. Ons is besig met hierdie woordjie chaos en ons besef dat chaos 'n klomp dinge aan ons as mense doen. Dit maak ons werklik bang. En jy wil eintlik keer dat dinge net nie so heeltemal verskeef loop nie. Want jy weet nie wat kom volgende nie. Nou, en ek het kindertjies en natuurlik die nuutste ding met kinders as hulle stout is of as hulle baie besig is om vir hulle 'n time-out te gee. Nou die agtergrond van 'n time-out is eintlik dat jy die kind 'n spasie gee om op sy eie te kan wees, om stil en rustig te kan word en om 'n bietjie te kan nadink. Dit gee eintlik vir kinders 'n bietjie tyd om hulle self weer te vind. En dit is eintlik wat ons vir onsself ook moet doen. Ons moet vir onsself hierdie time out gee, sodat ons self kan vind in God. Om God se stem bietjie duideliker te kan hoor. Dit sê dat ons moet bedaar. Vers 11 sê Hebreërs sê regtig letterlik vir ons, bedaar, word stil in die Here se teenwoordigheid. Die chaos dreig hier om ons en dit lyk asof ons ingesluk gaan word, maar God die Almagtige is hier by jou. Hy beskerm jou. Hy het dit nog altyd gedoen, hy doen dit nou ook. Erken dit. Erken hom as jou redder, moenie alleen self probeer nie. Hou vas aan God.
Gee alles oor aan hom. Dit is hierdie keuse wat ons moet maak. Ons moet vanoggend weer kies om God te vertrou. Om te weet ons kan dit nie self doen nie. Om dit oor te gee aan die Here. Hy is ons toevlug, ons beskerming, ons redding. Hy gee vir ons die uitkoms uit die chaos. So, wees stil, sit neer die foon, sit af die TV, vat 'n time out, hou op kla, hou op allerlei dinge sê, luister. En weet, moenie twyfel nie, vertrou op die Here, staan op jou geloof, laat hom vooruit loop. En onthou dat hy die Here is. Hy is almagtig, hy is getrou, jou herder, jou hoop, jou verlosser, jou Vader. Hy is alomteenwoordig, hy sal jou lei en jou versterk. Amen. Daar waar jy sit, word rustig. Haal diep asem. Jy hoef nie langer meer self te probeer keer en veg teen die chaos in die wêreld en in jou lewe nie. Laat sak jou hande. Bedaar. Gee alles oor aan hom. Hy is in beheer. Jy is veilig by hom. Hou vas aan hom. Be still and know that I'm with you. Be still and know that I am here. Be still and know that I'm with you. Be still and know. When darkness comes upon you and covers you with fear and shame, be still and know that I'm with you, and I will say your name. Liewe Heer, gee dat ons hierdie week meer tyd sal maak om werklik stil te word voor U. Heer, daar waar dit voel of die chaos so erg om ons is, dat ons voel of ons nie eens meer kan asemhaal nie. Maak dit stil en rustig. Heer, dankie dat ons kan weet dat U nog altyd daar was, dat U nou hier is, dat U ons nie alleen los nie. Gee dat ons voete stewig sal plant in U, dat U vooruit sal loop, ons paaie sal gelyk maak. Dankie Heer dat ons U kan vertrou, juis in hierdie tye van chaos. Amen. Ontvang dan nou vir die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.